Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is onze God, en ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons sing Psalm 84. Psalm 84 is Psalm wat praat oor 'n liefde vir die Here en sy volk, en vandag se tyd noem ons dit die kerk. En die gedeelte wat ons gaan lees uit Handelinge 4 praat in besonder oor die kerk en die band wat daar tussen kinders van die Here is, wanneer die Here liefde in hulle harte stort. En kom ons loof die Here met hierdie woorde. Mens hoor die hinkering in die stem van hierdie psalmdigter, wanneer hy dink aan die woning van die Here, en hy sing, hoe lieflik is die woningsheer der leerskare. Hierdie leerskare waarvan die Bybel altyd praat, is die engele, God se weermag as ware. So God is aan die een kant die gans andere, hy is nie jou maat nie, hy is die generaal, die opperheerser, wat 'n hemelse weermag het tot sy beskikking. En dan het hy 'n woning in Jerusalem, die tempel waar die kinders van die Here kom aanbid het, en vandag is ons ook in 'n woning van die Here. En weet jy wat? Jou hart is 'n woning van die Here. Hoe kosbaar. Dan sing hy, hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. Daar is 'n bepaalde gesindheid in die hart wat hier beskryf word, en ons sien dit vandag in die vroeë gelowiges in die vroeë kerk in Handelinge 4. En dan sê hy, my hart en vlees, o God, roep luid. Hierdie woord, kinders, beteken hart. Hy sing uit volle bors, hy is nie skaam nie. Tot u wat leef, verlangend uit. Kom ons staan en loof ons die Here van harte, vers 1, Psalm 84. Hoe lieflik is die woningsheer der leerskare begeer. My siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan, en in die tempel oor te staan, met juwelende lofgesange. My hart en vlees voor God roep luid, tot die wat leef verlangend uit. Geliefdes, jy kan blaai na Gesang 66, ons sing as skuldbelydenislied. Gesang 66 vers 1, na die samevatting van die wet. En dan sing ons Gesang 235, jy kan die boekmerkie daar insit, na die geloofsbelydenis as bevestiging van dit wat ons glo. Al twee kere net die eerste vers, Gesang 66, en daarna Gesang 2, 3, 5.
Ek wil vir ons lees die samevatting van die wet, soos wat die Here dit gee op 2 plekke. Ek lees eers vir ons oor die eerste tafel van die wet in Deuteronomium hoofstuk 6. Daarna lees ek vir ons uit Romeine hoofstuk 13, oor die tweede tafel van die wet, ons liefde tot die naaste. Deuteronomium 6 vers 4 staan hierdie woorde: Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Romeine 13 vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy en haar toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here, jou sonde is vergewe. Maar aan elkeen wat 'n sonde bly volhard en wat die genade van die Here bly verwerp, verkondig die woord van die Here dat die toorn en die straf van die Here op hom of haar bly, solank as wat hulle in sonde bly leef. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo. Elkeen spreek in sy en haar hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het ter helle, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. O God, ons wil U altyd eer, in Christus as ons Vader eer, en deur die leiding van U Gees, ook in gebed gehoorsaam wees.
Geliefdes, ons is besig met 'n reeksie uit die boek Handelinge. Ons het gehoor, die titel van die boek is die Handelinge van die Apostels, maar dat dit eintlik gaan oor die handelinge van ons Here Jesus deur sy Heilige Gees, wat hy uitgestort het oor sy kerk. En in Handelinge 4 kom ons by 'n besondere gedeelte, ons lees van vers 32, en jy sal sien dit gaan deur tot by hoofstuk 5 vers 11. Die opskrif van daardie gedeelte is vrywillige gemeenskap van goedere by die eerste Christene, Ananias en Safira. En ek gaan vir ons so vers so wat uit die Engelse vertaling herhaal, terwille van ons Engels sprekende besoekers vandag. En ek wil vra dat jy oplet na die volgende. In vers 32 tot 35 word die prentjie geteken van wat in die harte en lewens van daardie eerste lidmate van die kerk geleef het. En nou moet ons onthou, ons is 'n gemeente van 140 lidmate. Op Pinksterdag het daar eensklaps 'n gemeente van 3000 mense ontstaan. Die kragtige werk van die Heilige Gees. Nou 3000 is 'n trop mense. En is 'n mooi klomp mense om by mekaar te hou. En dan staan daar in Handelinge 2, daar's daagliks by die gemeente gevoeg. So dit het nie by 3000 gebly nie. So die geskiedskrywer sê vir ons, teen hierdie tyd, as ons by Handelinge 4 kom, was daar tussen 15 en 20.000 mense in Jerusalem, wat Christene was. So dit is 'n enorme trop mense, en nou lees ons wat in die hart van daardie 15.000 mense, kom ons sê, geleef het. En dit is aangrypend. En ons gaan sien hoe dit 'n gebedsverhoring is wat hier vir ons beskryf word. Maar meer as dit, ons sien dan 'n positiewe voorbeeld in vers 34 tot 37 van hoe dit lyk as die Here met soveel krag in iemand se hart werk. En dan sien ons die hartseer tragedie van hoofstuk 5 vers 1 tot 11, negatiewe voorbeeld, wanneer dinge ernstig skeefloop as jy in jou hart nog vrot is, maar jy maak of jy 'n kind van die Here is. En hoe dit lyk, en wat is die impak daarvan op 'n kerk en op 'n gelowige. En die waarskuwing wat ons vandag saamneem in die perspektief wat die Here vir ons gee oor wat vir hom belangrik is. Nou kom ons verlustig ons in die Here, lees vir ons Handelinge 4:32. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. En die groot genade was oor hulle almal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal was besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê, en aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En Joses, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word beteken seun van vertroosting, 'n Lewiet van geboorte uit Siprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As die grond nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.
Toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my, of die grond vir soveel of julle die grond vir soveel verkoop het? En sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe, en die jongman het ingekom en haar dood gevind, en haar uitgedra, en by haar man begrawe. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, ons dankie dat ons saam kan kom om U te aanbid. Ons dankie Here dat U vir ons so goed is, dat ons U kan ken as ons verlosser en ons saligmaker, dat U deur die Heilige Gees in ons harte woon, dat ons liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees. Ons dankie Here Jesus, dat ons met Paasnaweek opnuut kon dink daaraan, dat U aan die kruis vir ons sondes gesterf het, dat U deur U liefde betaal het vir ons sonde, en dat U daardie liefde wat U vir ons het, dat U daardie tipe liefde ook in ons harte uitstort deur die Heilige Gees, dat ons lewensvol kan wees, en hierdie liefde kan oorloop na die mense om ons wat U oor ons pad bring. En daarom is ons gebed dat U vanuit hierdie gedeelte vir ons ook 'n regte gesindheid van die hart sal leer, oor dit wat vir U belangrik is, en hoe ons ook die aardse en materiële dinge, besittings en geld moet sien. Meer is dit, Here, dat ons harte gefokus sal wees, om opreg en eerlik voor U te leef, in afhanklikheid van U te leef, tot verheerliking van U te leef. En ons bid vir ons lidmate in beproewing, ons dink in die besonder aan ons senior lidmate, ons vra dat U met ons bejaarde lidmate sal wees, Here, ontferm U oor hulle, wees hulle genadig. Ons bid vir ons verbondsgesinne, vir elke ouerpaar, maandpa, vir ons huwelike, Here, ons gebed is, dat U ons ook in liefde saambind, dat U dit vir ons moontlik maak om met geduld mekaar lief te hê, mekaar te vergewe, mekaar op te bou, mekaar te vertroos en te versterk, vir mekaar te help om nader aan U te leef. Here, vergewe ons dat ons baie keer in selfsug leef en net op ons eie behoeftes fokus. Bid vir ons kinders, Here, en ons dankie vir die pragtige kinders wat U aan ons toevertrou, en ons vra, Here, wil U hulle ook omhels en seën, wil U oor ons kinders ontferm, en ons dankie, Here, vir die wyse waarop U ook in hulle harte en lewens werk. En nou is ons gebed, Here, skryf ook hierdie skrifgedeelte uit die Bybel in ons harte, wil U gee dat daardie beginsels deel word van die montering waarvolgens ons leef, ons lewens inrig, en dit wat U aan ons toevertrou. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons in die Engelse Bybel weer vers 33. And with great power, the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was upon them all. En ek dink dis die kern, ons leef in hierdie Paastyd, na die opstanding van ons Here Jesus Christus, en hierdie gedeelte leer ons hoe sy opstanding en die krag waarmee die Vader hom opgewek het in mense se lewens en harte werk.
Nou weet ek nie of julle kinders al gehoor het van Bobbejaan en die pampoen, en hoe die boer vir ou Bobbejaan gevang het nie, maar die boer het verskriklik skade gekry, jongens. Hy trop Bobbejane op sy pampoenland afsak, dan sien hy net oral stukke pampoen, soos wat hulle nou sy oes breek en vreet en te kere gaan, en baie keer net 'n happie vat aan 'n pampoen en die res lê maar nou net daar om te vrot. Toe maak boere plan. 'n Boer sit daar 'n pragtige, mooi, groot pampoen op die rand van die land, maar hy maak net so 'n klein gaatjie bo in die pampoen. En toe Bobbejaan se kind nou dit sien, toe dink hy, maar hier is nou 'n lekker pampoen, en hy steek sy hand nou in om van daai lekker pampoenpitte uit te haal om te vreet, en toe hy nou sy hand wil uithaal. Toe is daai gaatjie te klein, en daar sit sy hand nou vas. En hy het so gespook vir ure lank daar, het boer hom later gevang het. En dit was toe nou die laaste van die pampoenrowery op boer se land. En wanneer ons hierdie gedeelte in die Bybel lees, dan praat die Here met ons trop Bobbejane, wat baie keer so gierig is, dat ons wil gryp en vashou aan die goedjies wat ons nou dink ons aardse besittingkies is. En ons kom nie agter, dis ons baas. Ons hande is nie oop, dat ons kan gee en kan uitdeel nie, maar ons handjies gryp vas en klou vas, verbete met groot vrees, dat ons dalk hierdie aardse besittingkie kan verloor, soveel so, dis nie agterkom. Hierdie ding het 'n impak op ons harte en op ons manier van kyk na die lewe nie. Nou die ander kant van die saak is dit, dat ons in 'n wêreld en 'n tyd leef waar mense sê, ja, kyk, hierdie gedeelte in die Bybel leer vir jou kommunisme is reg. Niemand moet iets besit nie, alles moet saam besit word en aan elkeen word net uitgedeel volgens wat hy nodig het. En nou is die vraag, maar is dit waar? Is hierdie 'n verskoning vir kommunisme? En wat die Bybel vir ons baie duidelik leer. Daar is 'n verskil dat alles wat jy het aan die staat behoort en jy met 'n geweer teen die kop sê, vat gerus alles. Wat hierdie gedeelte baie duidelik maak, hierdie mense is van geen kant af gedwing. En ons moet baie mooi besef, Handelinge is nie 'n boek wat geskryf is om vir jou te sê, hierdie is Bybelse opdragte wat jy moet doen nie. Handelinge is geskiedenis. En ja, mens kan beginsels daaruit aflei, maar jy lees dit in konteks van die hele Bybel. Want 'n mens sien later hoe hierdie ding ook baie moeilikheid veroorsaak het in Jerusalem. Want solank as wat dit goed gegaan het, het dit goed gegaan. Maar wat jy nou verder lees in Handelinge, so hulle begin het om die kerk wreed te vervolg. En dit het die impak gehad dat hierdie gemeente so arm geword het, dat die mense en die Griekse gemeentes van Klein-Asië almal moes help en geld aanstuur, dat hierdie mense in Jerusalem aan die lewe kan bly. Maar wat die boodskap is van hierdie gedeelte, Jesus se opstanding, maak mense wat verbete vasklou in 'n aardse besittingkie se hande oop, sodat hulle liefde kan gee en met integriteit kan leef. En ek dink dis die trefwoord vandag, om met eerlikheid en opregtheid voor God te leef. Hierdie gedeelte in die Bybel leer vir ons dat die opstanding van ons Here Jesus kragtig werk in die lewe en harte van sy kinders. Wanneer ons na die gebed van ons Here Jesus lees in Handelinge hoofstuk 17, Johannes hoofstuk 17, dan sien 'n mens hoe hy tot die Vader bid en hy bid spesifiek vir die kerk. En wat 'n mens tref in sy gebed is hoe hy bid wat die Vader in die harte en lewens van die kerk moet doen. En ons hoor hoe die Here Jesus hier intree vir die kerk wanneer hy sê,
Vers 20, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u my Vader in my en ek in u, en dat hulle ook soos ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. En dis wat ons in vers 32 lees. Hierdie mense was eens gewees in God wat eerste prioriteit is. Hulle het saam gedink daaroor, God is die heel belangrikste. Ons lewe vir die Here. En dit was Jesus se gebed in Johannes hoofstuk 17, en dit het die Vader waargemaak in die harte en lewens van hierdie gemeente, dat hulle eendragtig by mekaar gekom het, sê hoofstuk 2 in die tempel, en die Here aanbid het, en as mekaar se broers en susters geleef het. En dan bring vers 1 tot 11 van hoofstuk 5 die perspektief, vir ons is nog nie in die hemel nie. Want as John MacArthur beskryf, hier het die duiwel in die kerk ingekom. Handelinge 5 vers 1 tot 11, waar mense nie 'n God verheerlikende gesindheid van die hart gehad het nie, maar toegelaat het dat hulle besittings hulle baas word, en hoe ernstig en wreed die implikasies daarvan is vir 'n gemeente. Kom ons kyk na vers 32 tot 35, wat die Here hier beskryf. Nou weet ons dat die Here die opstanding uit die dood soveel moontlikhede oopgemaak het. Die mense weet ons leef nie net vir hier en nou nie. Wat is die verskil tussen iemand wat weet dat daar die hemel is en dat ons op pad is na die hemelse heerlikheid? Dis iemand wat weet dat dit wat ek hier doen 'n ewige implikasie het. Iemand met die naam van Randy Alcorn het 'n boek geskryf. En die titel van die boek is om bestuurder te wees van dit wat aan God behoort. En hy sê, jy kan dit of sien as 'n kolletjie, en dit is net vir hierdie lewe hier en nou wat jy op aarde is. En solank as wat jy hier is, moet jy ingestel wees daarop om te oorleef, en om by mekaar te maak, en vir jouself te sorg. Hy sê, die teendeel daarvan is kinders van die Here wat 'n ewige perspektief het, wat weet die Here vertrou nou aan my toe, maar uiteindelik gaan ek in heerlikheid voor hom staan en rekenskap gee van hoe ek die saak hier op aarde hanteer het, en uiteindelik deel van die ewige heerlikheid ontvang, meer as wat 'n mens ooit kan bid of dink. Nou wat is die beginsel wat die Bybel vir ons leer oor aardse besittings? Daar is heel wat gedeeltes in die Bybels wat daaroor praat, maar die kern word saamgevat vir my in Psalm 24 vers 1 en 2. Waar daar staan, die aarde behoort aan die Here. Hy is die alleen eienaar van alles wat bestaan. Hy het alles gemaak en dit behoort aan hom. In 'n wêreld waar ons naam skryf en grafeer op goed om te sê, hierdie is myne. Sê die Here, nee, is eintlik myne, maar jy is my bestuurder. Ek vertrou dit aan jou toe, om dit vir my te bestuur. Maar dis my huis en my kar. Die Here sê, nee, dis myne. Maar ek gee die sleutels vir jou. Kyk na die beste van jou vermoë, na hierdie eiendom van my, om dit vir my te bestuur. Kyk na hierdie kar. Kyk na hierdie besittingkies op aarde, wat ek aan jou toe vertrou. En dit vat die wind uit die seile van enige jaloesie, wat ek mag hê. Dat ek dink, ja, maar daai ou, kyk hoe baie het hy, en kyk hoe min het ek. Ek wil ook so baie hê. Dan bring dit die perspektief om te sê, weet jy, dit is ook eintlik alles die Here se. En hy werk dalk roekeloos met wat die Here vir hom gee, maar dit bly die Here se. En die Here dalk vir jou gegee, waarmee hy jou kan vertrou.
En ek is dankbaar. As ek 'n brood op my tafel het, as ek klere het om aan te trek, as ek 'n dak oor my kop het. Nou word ons groot met 'n bepaalde gesindheid teenoor dit wat besittings is en geld is. En sommige van ons word groot in 'n huis waar geld is net nie 'n probleem nie. En ek gee maklik uit of geld is nie so belangrik nie. En ek kan ook baie maklik impulsiewe besluite maak oor die geldjie wat ek in my bankrekening het. En verras my vrou dalk met 'n nuwe aankoop wat ek gedoen het wat haar baie ontstel. Aan die ander kant is daar van ons wat groot geword het in huise waar, daai sente word so nou omgedraai, Mandela se oortraan op daai 50 sent, want ons tel elke sentjie af en ons werk so spaarsamig, dan gaan niks gemors word nie. En nou bring jy so man en vrou by mekaar, en hoe lyk julle finansies? En is dan wanneer ons baie noukeurig moet sê, maar ons twee kom na die groot eienaar van die landgoed, en hy kom na ons en hy sê, maar hier is die sleutels van die goedjies wat ek aan julle twee toe vertrou. Julle is 'n span, en nou moet julle saam 'n plan maak hoe om hierdie eiendom vir my te bestuur. En dit verander nogal 'n perspektief oor hoe mens goed sien nie. Want wat die Here vir ons sê is, as jy dink, jy pas jou goed op, dan is dit so gou wat ons bobbejaan in die pampoen is, en ons gryp vas. En is 'n vrees wat maak dat ek moet verbete vasklou, waar die wetgewing in Suid-Afrika sê, onteiening sonder vergoeding, en hulle het nie benul, want hier is eintlik die Here se goed, en as jy begin roekeloos werk daarmee, beweeg jy op baie gevaarlike terrein. Maar dit verander my hartgesindheid ook, dat ek besef, ek hoef ook nie verbete vas te klou nie. Ek kan weet, die Here vertrou in my toe, wat hy dink goed is, en ek pas dit op na die beste van my vermoë. Dit beteken dat ek nie roekeloos sal werk met God. Maar die Here ons herinner in hierdie gedeelte is dat ons moet besef, ek werk so noukeurig met elke sent wat die Here aan my toe vertrou, want dit is in die eerste plek syne. En hy vertrou dit aan my toe om vir my vrou en my kinders te sorg. En as ek roekeloos daarmee werk, dan is ek teenoor hom verantwoordelik. Wanneer Paulus en Timoteus daaroor skryf, dan skryf hy baie aangrypende goed, gaan lees hoofstuk 5 en 6. Hy sê in hoofstuk 5 en 6 van 1 Timoteus, hy wat vir sy huisgenote nie sorg nie verantwoordelikheid neem om sy mense te versorg nie, het die geloof verloor en is slegter as 'n heiden. En dit bring 'n perspektief, nie? Waarom jy so maklik dink, wel, ons gaan nou maar sien, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here om te sorg. En in Suid-Afrika, waar manne so maklik hulle werk verloor met regstellende aksie, is dit 'n enorme bekommernis. Wat 'n genade dat Here vrouens gee wat God vrees en hom dien en hulle manne ondersteun en sê ek help, doen wat ek kan, sodat ons brood op die tafel kan hê. En uiteindelik is alles die Here se. En weet ek, hy het die belofte gemaak. Matteus 6, alles op die veld behoort aan die Here. Hy sorg vir die voëls van die hemel. Hy sorg vir die diere van die veld. En as hy wat ons Vader is, wat ook na ons omsien, so my eerste prioriteit is soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hy sal help dat daar broodjie op die tafel is. Wat hierdie gedeelte vir ons leer, is 'n verantwoordelikheid teenoor God om te weet, hy verander harte wat selfsugtig en geldgierig is, na harte wat omgee. En ons dink baie maklik, daardie persoon is behep met geld, kyk hoe ryk is hulle.
Dis soos Psalm 73 sê, hulle oë peel uit van vettigheid en hulle werk roekeloos met hierdie geld wat die Here aan hulle toe vertrou. Weet jy, 'n arme mens kan net so behep wees met geld. Nie omdat daar te veel is nie, maar omdat ek so ingestel is daarop, en dis al waaroor ek dink. Die wonderwerk wat hier gebeur het in hierdie gemeente is dat die Here hulle gehelp het. Dis 'n trop Jode, om nie net aan geld te dink nie, om oop hande te hê wat omgee. En dan gebruik hy die perspektief van Barnabas. En hy sê, kyk na hierdie man, sy naam beteken seun van vertroosting, en hy was regtig iemand wat in die vroeë kerk mense bemoedig het. Nou let mooi op, hy was 'n Lewiet gewees, en die Bybel leer vir ons in die Ou Testament, elke stam het 'n deel van die land Israel gekry. Van Juda tot Isaskar het elkeen 'n stuk aarde gehad wat hulle land was, behalwe die Lewiete. Hulle het nie 'n plek gehad dat hulle sê, dis die grense van ons land nie, hulle dorpe gehad. Maar hierdie man, Barnabas, wat 'n Lewiet is, wat van Cyprus afgekom het, hy het 'n stuk grond gehad. Nou kan jy dink, as jy 'n Lewiet is en jy het nou boonop 'n stuk grond, dan moet dit vir jou ontsaglike sentimentele waarde hê. Want nie al die Lewiete het iets nie, maar jy het iets. Jy kan verbeter daarin vasklim, maar die Here werk so in 'n Barnabas se hart, dat hy dit verkoop en die geld bring en aan die voete van die apostels neerlê, soos wat die gebruik was in daardie tyd, om te sê, Here, ek haal hierdie kroon van my kop af, en ek sit dit aan u voete neer. Hierdie ding is nie my baas nie, u is my koning. En die Here sê, dis die wonderwerk van wat hy, die opgestane, met daar dieselfde krag in die lewe van sy kinders maak, dat hy die hande wat vasklou oopmaak, dat dit hande kan word wat gee. En nou besef ons, dit was nie syne om te gee in die eerste plek nie, dis die Here se. Maar die gesindheid van sy hart is, hierdie kan bydra om God se koninkryk te bou. En hy het nie mense gehad wat hy moes versorg, soos wat die Here dan nou vir Timoteus uiteindelik sê deur Paulus, huisgenote wat versorg moet word nie. Hy kon dit vir die kerk gee, om te sê, mag dit help, dat hulle wat nie het nie, genoeg het om te eet. Maar nou kom ons in hoofstuk 5, en nou sien ons die gevaar bedreig van binne. Hier is 'n man en vrou, en die probleem was nie dat hulle goed vir die kerk gegee het en geld en 'n groot bydrae gemaak het nie, maar dink daaroor, hulle het al hulle eiendom verkoop en gesê, hier is al die geld van alles wat ons besit het, en die implikasie daarvan is, nou moet julle vir ons sorg, want ons het nou niks meer nie. Maar het gejok. En dit was die groot probleem, dit was die sonde. Nie die feit dat hulle goed verkoop het nie, maar die feit dat hulle gejok het. Die feit dat hulle nie eerlik was nie, en hoekom het hulle dit gedoen? Ons weet nie, heel waarskynlik was dit iets soos vrees. Hulle gedink het, maar ons hou die agterdeur oop. As hierdie Christen ding nou nie werk nie, dan het ons daarop iets om op terug te val. Maar wat die Here sê, jy moet eerlik en opreg wees voor die Here. Dis waaroor dit gaan, met integriteit leef. Dis skynheiligheid om te sê, hoor, hierdie is al wat ek besit, en ek gee dit, en kyk hoe vroom is ek, kyk hoe sterk is my geloof, kyk hoe groot Christen is ek, maar al die tyd jok jy. En is dodelik. Want jy dink jy jok vir mense, jy kan goed vir mense wegsteek, en hier moet ek en jy dit leer, jy kan goed vir mense wegsteek, maar nooit vir God nie. Hy sien jou hart. En dit is hartverskeurend om te sien, hierdie trop van mense wat by mekaar was, hierdie 15.000, hulle harte was stikkend. Hier is 'n man wat morsdood neerslaan hier in die kerk, omdat hy vir die Here gejok het. Wat ons ook leer is oor die Heilige Gees, wat hier genoem word, julle het vir God gejok. So die Heilige Gees is nie net 'n krag, so sommige sektes sê nie, die Heilige Gees is God, want hy sê in die volgende sin, julle het vir God gejok. Toe hulle vir die Heilige Gees gejok het. En hulle het gestraf met die dood nie daar. Die hele gemeente was geskok. Vers 1 begin met die woorde, maar, jy sien Barnabas, maar, dis wat kan gebeur,
die harte van mense. En is een beskuldiging wat die mense inbring teen 'n kerk om te sê, hierdie is net 'n trop skynheiliges wat hier sit. En hoe antwoord ons hulle? Die antwoord is ja, dis so waar. Elkeen van ons is geneig daartoe, uit ons eie sondige natuur, om 'n goeie voetjie te wil voorhou om te sê, kyk hoe mooi is ek. My hart is nie altyd reg voor God nie. En is een ding waarvan die Here sy kinders verlos. My geneigtheid om net na myself te kyk, en myself nommer 1 te maak, en net vir myself te sorg, my armpies voor te sit en sê, is myne, daarvan bevry die Here ons, en vergewe hy ons, wanneer ons selfsugtig wil leef, en dit na hom toe bring, en hy maak ons mense met oop arms, wat kan omhels, oop hande, kan gee, maar hy maak ons nie roekelose mense nie, en dis een ding wat ek moes leer, so maklik dat ek roekeloos kan werk met wat die Here vir my toe vertrou, en ek moes leer, hy wat vir sy eie mense, sy eie huisgenote in die sorg en die geloof verloon, en is slegter as 'n heiden. Soos ek nou geld uitdeel en vir iemand help met sy drankgewoonte of dwelmgewoonte, dan werk ek roekeloos met wat die Here aan my toe vertrou het. En gaan hy van my rekenskap eis, ek het hierdie paar sent aan jou toe vertrou, wat het jy daarmee gemaak? Jy het iemand van die walle van die sloot gehelp, jy het hom nie gehelp in sy geloofslewe nie. Jy het nie vir hom die evangelie gebring nie, jy het nie vir hom verantwoordelikheid geleer nie, jy het roekeloos gewerk. Maar ek moes ook leer, dit kos niks om Jesus liefde te gee. Om oë te wees wat met deernis kyk na iemand wat swaar kry nie. Maar wanneer die Here Jesus praat oor die hemel in Matteus 25 sê in vers 45 en verder, ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was in die tronk, en julle het my besoek. Ek het nie klere gehad nie. Julle het my aangetrek. Wat 'n mens tref, is dat hy daar sê, dis hoe uiteindelik ons meet. Ons harte is sigbaar in dit wat ons doen. Hy sê, en dan vra hulle, maar Here, hy sê dat ons mag ingaan in die heerlikheid op grond van dit, maar waar het ons dit vir u gedoen? En dan sê hy, en soverre julle dit gedoen het aan een van hierdie geringste broeders van my, een van jou medebroeders en susters, een van jou medegelowiges, jy het dit aan die Here self gedoen. Die gevaar is skynheiligheid. Die gevaar is dat ons oneerlik is. Wat die Here vir ons in hierdie gedeelte gee, is nie net 'n perspektief op aardse besittings en materiële dinge nie. Maar dat dit is die plek is waar dinge skeefloop, of die plek is waar die Here sy groot genade gee. Want as ek my hand toehou, soos die Bobbejaan sy hand in die pampoen, en ek klou verbete vas in daardie paar pitte wat die Here aan my toe vertrou, want ek weet, dan het ek moeilikheid. Die Here Jesus het sy hande oopgemaak, en hy is aan 'n kruis verpletter deur die toorn van die Vader, sodat ek van my selfsug en my oneerlikheid genees kan word. Hy was pynlik eerlik daaroor toe hy vir die Vader gesê het, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil nie, u wil geskied. Sodat ek nie verpletter hoef te word deur my gierigheid, maar kan sê, Vader, dat u wil ook geskied. U is die een wat gee en u is die een wat neem. Geloof, sy die Here. Ek hou steeds vas aan die Here. Maar wat het die Here Jesus gesê oor homself en eiendom? Hy sê, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Jesus het niks op aarde besit nie. Hy het nie eiendom gehad nie. Hy het nie 'n huis gehad nie.
Weet jy wat? Alles behoort aan hom. Hy het alles gemaak. Maar hy het as mens vir ons kom wys, hoe lyk 'n hart wat meer besorg is oor die sieleheil van my broer en my suster, as oor die leksiehede. Want ons werk baie keer roekeloos met wat die Here aan ons toe vertrou, en ons maak skuld. En ons dink, solank as wat hierdie kredietkaart nog mak is en hy kan laat waai ons. En dan kom die Here in Romeine 13 vers 8 en hy sê, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. En wat hy daar sê is, ek maak myself 'n slaaf van ander as ek soveel skuld maak. En ons moet soms skuld maak. Ons moet soms eiendom koop. Ons moet soms 'n voertuig koop om my werk te kan doen. Maar wanneer ek skuld maak om my eie leksiehede te finansier, dan beweeg ek op die rand van roekeloosheid. Nee, dis nie wat die Here van my verwag nie. Ek werk roekeloos met wat hy aan my toe vertrou. Slaan hy my opnuut met die besef, Romeine 13:8, wees aan niemand iets skuldig nie. En daarom werk ons so verantwoordelik as wat ons kan met dit wat die Here aan ons toe vertrou, want uiteindelik is dit syne. Jesus was die ware Barnabas, die seun van vertroosting, wat ons vertroos as ons worstel met hierdie dinge. As ons jaloers raak, as ons bekommerd raak, as ons angstig raak oor hierdie goed. Jesus is die een wat vir ons kom wys het hoe hy kan heel maak harte en gedagtes wat verkeerde perspektief het. Hy is die een wat vir ons die skokkende hartseer nuus bring van harte wat geldgierig is en skynheilig is en jok vir die Here. Maar dat hy die opgestane Here met soveel krag in ons lewens kan werk, dat ek met verantwoordelikheid die 3 sent wat hy in my toe vertrou vir hom bestuur. Wat ons vandag moet saamneem is dit, die opgestaande Here bevry ons van 'n skynheilige en oneerlike hart. En hy vestig in ons 'n hart wat gefokus is op sy verheerliking, 'n hart wat vol is van sy liefde, 'n hart wat 'n perspektief het wat God verheerlik as dit by die aardse dinge kom. Want ons hanteer dit alles met die oog op die ewigheid, nie net hier en nou nie, maar die hemelse skat wat wag. Mag die Here ons help om hom te verheerlik met wat hy aan ons toe vertrou. Amen. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, Here, ons word baie keer so verblind deur die blink dinge om ons. En ons raak so emosioneel en vasgevang in die dinge wat vir ons begeerlik is. En dit wat werklik begeerlik is, die pragt van wie U is, o God. U beeldskone karakter, U goddelike genade, Here Jesus, U liefdevolle opoffering aan die kruis, U lewegewende opstanding uit die dood, U intrede by die Vader vir ons. Hoe beeldskoon en pragtig is dit, en ons word verblind deur die dowwe blinkhede van aardse rykdom, en ons begeer wat ons nie het nie, en ons verloor uit die oog, dat U eintlik vir ons sorg, dat ons vergenoegd kan wees met dit wat U aan ons toe vertrou. En wanneer U van ons vra in die Bybel dat U sê, jy mag nie steel nie, is die implikasie daarvan dat ons nie lui sal wees nie, maar sal werk, dat ons sal doen wat ons hand vind om te doen, om U daarmee ook te verheerlik. Want U brei daarop uit in Efesiërs wanneer U sê, hy wat steel moet ophou, en nie meer steel nie, maar werk sodat hy genoeg kan hê om te gee aan die arme.
Dis nie net 'n eelt in die hart wat U verwyder nie. Dis 'n oorgang na die daad van liefde. Here, vergewe ons dat ons so selfsugtig leef. Here, ons bid so ernstig vir ons volk, waar daar 'n bedelkultuur onder ons mense is, wat so maklik bakkant staan, en dan verwag, dat Christene, die dwelmgewoontes en drankgewoontes en luiheid van ons volk moet finansier. En ons bid in die besonder vir hulle, Here, wat so begeerte het om te werk, en hulle kry nie werk nie. So begeerte het om U te dien met hulle hande, en hulle het hulle werk verloor, en hulle is moedeloos en in sak en as. Here, werk my krag, om hulle hoop te gee, sodat hulle U kan dien met God verheerlikende arbeid. Maak ons getrou in ons dienswerk, Here, dat ons soos 'n Daniël getrou kan wees in ons werk, en daar niks teen ons gevind kan word in die manier hoe ons werk doen nie. Maar wil U gee, Here, dat dit nie ook ons afgod word nie, maar dat U aanbidding en verheerliking bo alles sal staan. Help ons om ons kinders te leer om voluit vir U te leef, en ook dit wat U aan hulle toe vertrou, met groot liefde vir U te bestuur. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Het geleentheid om die liefde. Ons sing vers 1 en vers 3, ek lees vers 3. Jesus leef, ons God is goed, hom behoort ons hele lewe. Hy gee krag in ons gemoed om die bose te weerstrewe. Laat ons hom as Here vrees. Hy versterk ons deur sy Gees. Vers 1 en 3, 208, kom ons loof die Here. Jesus leef in ons met hom, deur wie sal vir jou nog bewe. Jesus lewe en daarom werk hy ons tot nuwe lewe. Laat ons dan nie dood nie vrees, hy laat ons oorwinnaars wees. Jesus leef, ons God is goed, hom behoort ons hele lewe. Hy gee krag in ons gemoed, om die bose te weerstrewe. Laat ons hom as Here vrees, hy versterk ons deur sy Gees. Ek herinner jy aan die bidstonde na die uitspreek van die seën, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.